Goeienaand almal. Baie welkom, ek moet hierdie kant toe ook groet, né? Nee, hoe was julle dag gewees? Goeiedag, harde dag. Ek weet die kinders skryf eksamen, so jy weet, dit gaan maar hard daar by die huis ook, so. Nee, ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad en dankie dat jy hier is en dat jy ons vanaand verder saam kan kuier. En gesels rondom die woord, rondom die Heilige Gees. Ons is so op 'n reis en hooplik leer jy iets of word iets net weer afgestof. My gebed is regtig aan die einde van hierdie week dat jy weer eens soos wat ek mos mag vir jou gesê het, dat jy 'n sitkamer effek sal kry. Dat jy sal besef hoe belangrik is dit om 'n baie besonderse verhouding met die Here te hê. Om tyd saam met hom te spandeer, om tyd saam met die Heilige Gees te spandeer, hoe belangrik dit is, en dan sommer net regtig ietsie dalk te leer van hom, en hoe belangrik dit is, en ek dink vandag, vanaand se goed, is 'n belangrike skakel, om jou denke te skuif dalk. Baie van die goed, want onthou, ons het mos nou gesê, hierdie jaar is dit in-house, so van die goed sal jy hoor, het jy nou al gehoor, en dit is goed, dit is die goed wat 'n mens wil hê, dat van die goed het jy nou al gehoor, maar dan kom dit net vir jou dalk vanaand in 'n beter perspektief, of ek bring jy weet, kom vanuit 'n ander hoek uit met dit, sodat jy dit kan sien, raak sien, en dat jy vanuit dit uit, die belangrikheid van die Heilige Gees se werking sal ervaar, en dit is regtig my gebed, dat dit die geval gaan wees. En net so afkondigingkie, onthou na afloop, as ons hier by mekaar is daar 'n heerlike sop. Daar's Ria sê, dat mense sop gebring wat nie eens name opgeskryf en so, julle kan baie eet, né? So, daar's meer as genoeg sop, so kom eet lekker sop saam, en vanaand se deurkollekte gaan vir senior bediening. So, onthou net as jy ietsie ingooi, dit gaan spesifiek vir senior bediening, so baie dankie ook daarvoor. Goed. Skepper Gees, soos wat ons so pas gesing het, bid ons dat U vanaand in al U volheid sal kom. U is welkom hier. Ons wil graag tyd saam met U spandeer. Ons wil dat U ons lewens kom transformeer. Ons wil dat U ons meer van Uself kom leer ook. Kom leer ons meer van genade. Kom leer ons meer van die Vader. Kom leer ons meer oor Jesus en ons verbondenheid aan Hom. Ons kan nie sonder U leef nie. U is die een wat gestuur is om ons te begelei, om ons te administreer. En ons is vandag hier, ons is vanaand hier, en ons wil deur U gelei word, ons wil deur U bestuur word, ons wil ons denke en ons dade éventueel bepaal by dit wat U wil hê, dit moet wees. Bid vir elkeen wat in hierdie gebou is, dat U kom en ons sal beskerm teen die aanslag van die bose. Dis U wat dit doen, want U is die Almagtige. Daarom bid ons U wapenrusting, Here, oor elkeen van ons. Kom praat vanaand met ons. Kom maak die woord vir ons baie duidelik. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Goed, net sommer so terugskou oor dit waaroor ons nou al gepraat het, dat ons net almal op dieselfde bladsy is. Onthou, ons het al begin eintlik so 2 Sondae terug, het ons mekaar gesê, dit gaan eintlik om hierdie een teksgedeelte wat vir ons sê en wat ons as 'n basis gebruik het, was daai teksgedeelte in 1 Korintiërs 1 vers 30 wat sê, aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging, die verlossing. En dit het vir ons die deur oopgemaak
na wat ons verder vanaand oor gaan gesels, want ons het gesê, dit gaan nie oor dit wat jy doen nie, daar's twee paaie, dit gaan nie oor dit wat jy doen nie, dit gaan oor in wie jy glo, want in wie ek glo, my posisie in Jesus, as ek in Jesus Christus glo, kom gee hy vir my lewe. En omdat ek in Jesus Christus glo, verander my posisie voor God. En dan is ek 'n vrygespreekte omdat hy vrygespreek is. Ek is verlos omdat Jesus Christus as die ene vir ons wat vir ons kom sterf het. Ons is heilig omdat hy heilig is. Dis wie jy is. Dis jou status. En toe het ons gisteraand vir mekaar gesê, eventueel wil ons by die punt uitkom dat ek regtig deur die Heilige Gees beheer word en dat ek vervul sal wees met die Heilige Gees. Nie net gevul nie, maar gereeld vervul word met die Gees, sodat ek anders te leef, sodat ek my identiteit van heilig, van vrygespreekte, verloste, dat ek al daai goed kan uitleef, dat ek my roeping in hierdie wêreld kan uitleef. Want my roeping het nie gestop die dag toe ek byvoorbeeld afgetree het nie. My roeping is lewenslank daar. Maar weer eens, dit kom op die twee paaie. Ek kan dit nie op my eie reg kry nie, ek moet dit in Christus reg kry. En dit is die pad van genade. En vanaand gaan ons baie mooi daarby stil staan, dat dit nie gaan oor die werke nie, maar dit gaan oor die genade en die feit dat ek in Christus glo, maak hierdie hele pakkie van genade eintlik vir elkeen van ons oop. Nou ek het so 'n advertensietjie uitgestuur later vanmiddag en toe sê ek maar, as jy kom vanaand, bring asseblief jou Bybel saam, want dit is belangrik, of maar baie van julle het dit op julle selfone en goed, want ons gaan na 'n paar gedeeltes kyk. En vanaand is dit belangrike gedeeltes om jou denke in 'n bepaalde rigting te kry. Nou die eerste ene waarna ons gaan kyk, gaan maak vir my oop by Esegiel. Esegiel 34. Nou kom ek sê gou vir jou vanaand, gaan ek met jou praat oor God. God wat 'n bepaalde droom het. God wat iets wil bereik met die mense. God het gesien dat die werke, die wet, werk nie meer nie. En God kom sê, maar ek gaan nou op 'n ander manier begin werk. So, ek gaan nou anders te begin werk. Ek gaan op 'n ander manier genadig wees. En dan gaan ons sien hoe Jesus dit kom waarmaak het. En dan weet ons, Jesus het opgevaar na die hemel toe. En dis hoekom ons vanaand sit met die Heilige Gees. En die Heilige Gees moet hierdie goed verder in my en jou lewe kom waarmaak. Nou kom ons kyk gou, wat sê Esegiel 34 daarvan vers 11 af. Ek gaan so lees en verduidelik so tussendeur. Hy sê, so sê die Here my God. En jy gaan nou agterkom hoe baie keer hier staan ek het dit gedoen, ek gaan. So die Here sê, ek gaan dit van nou af doen. Ek sal self. Klink soos 'n klein, met alle respek, nee. My kinders kom ons op 'n stadium en sê hulle, ek sal self. Ek sal alles self doen. Nou sê die Here eintlik, ek is moeg vir die manier hoe julle goeders doen. Ek is moeg vir hierdie leiers van julle wat nie die dinge op die regte manier doen nie. So nou sal ek self ingryp en ek gaan dit self doen. Hy sê, ek sal self my kleinvee, my mense, my kinders, ek sal hulle gaan soek. Ek wil hê, wanneer ek hierdie goed lees, moet jy God se hartklop hoor. Want jy moet eers God se hartklop hoor, voordat jy iets van hom gaan verstaan. Hy sê, ek gaan julle soek. Ek hou nie daarvan dat jy verlore is nie, so ek gaan jou soek. En ek sal na hulle omsien. So ek sal na hulle kyk. Daar sal 'n totale versorging vir hulle wees. Dis soos daardie verlore skaap, van die gelykenis van die verlore skaap waarvan Jesus ons vertel het. Weet, hy gaan uit en hy gaan soek daardie ene. Die Here sê, ek sal jou soek. Ek
Ek sal vir jou soek, want ek wil omgee vir jou. Dis my hartklop vir jou. Vers 12. Soos 'n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag. En kyk nou hier weer wat sê hy, ek sal hulle tussen ander volkere uitbring, sodat hulle my volk kan wees. Die koninkryk, né? En hulle bymekaar maak uit ander lande en hulle bring na hulle land toe. Ek sal hulle versorg, ek sal in hulle behoeftes voorsien, né? Op die berge van Israel, in die klowe, in al die woonplekke van die land. Ek sal vir hulle sorg vir goeie weiding. Ek sal, kom ons kyk vers 15, ek sal selfs my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou, sê die Here my God. Ek sal die soek wat weggeraak het, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van die wat seer gekry het, die swakkes help, maar ek sal die wat vet en sterk geword het, uitroei. Ek sal 'n herder wees wat reg laat geskied. Ek hoop jy hoor die Here se hartklop hier. Wat hy sê, ek gaan nou self ingryp. Ek gaan die mense soek wat weg is. Ek gaan vir hulle sorg. Ek gaan die wat seer gekry het, gaan ek die wonde sal ek versorg. Ek sal sorg dat daar genesing inkom, ek sal vir jou genoeg voeding gee. Jy sal meer as genoeg hê. En kom ons kyk ook wat sê vers 25. Want nou het hy vir ons kom sê, hier kom 'n nuwe bestel, hier kom 'n nuwe bedeling wat ek gaan nou ingryp, ek wat die Here is. En dan sê hy maar, okay, as hier 'n nuwe bedeling kom, hoe gaan ons dit nou bevestig dat hier 'n nuwe bedeling kom? Gaan ons dit kontraktueel met mekaar uitklaar? Hy sê, goed, kom ons sluit op so 'n manier, kom ons sluit 'n verbond, kom ons sluit 'n ooreenkoms. En dan in 34 vers 25, ek sal met hulle 'n verbond sluit, wat vir hulle vrede sal bring. En daai, ek gaan met hulle 'n verbond sluit, wat vrede gaan bring. Nou as 'n mens sou sê, goed, jy begin met 'n nuwe begin, jy sluit nou 'n ooreenkoms, so hoe lyk hierdie ooreenkoms wat jy nou met hierdie mense wil sluit? En dan gaan ons daarna hoofstuk 36 toe. Van vers 21. Nou, daar by vers 21, sê die Here, ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word, deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, dat ek hierdie goed nou doen nie. Hoor mooi, is nie ter wille van julle, dat ek nou so gaan optree nie, dat ek nou van nou af al hierdie goed gaan doen nie. Hy sê, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle in oneer gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk, in wat ek met julle doen, voor die oë van die nasies, sal hulle besef, dat ek die Here is, sê die Here my God. Net eers daai, voordat ons by die implikasies van hierdie ooreenkoms kom. Onthou nou, die Here sê vir hulle, ons gaan 'n nuwe bedeling begin, ons gaan anders te werk. Hy sê, maar hoekom gaan ons anders te werk? Want julle het opgetree nie tot eer van my naam nie. Nou hoe tree ons nie op tot eer van die Here se naam nie? Deur, as hy sê hy is die Here, hy is God almagtig, dan moet ek so optree, as ek in hom glo dat hy die almagtige God is, dan moet ek so leef, asof hy die almagtige God is, asof ek 'n kind van die almagtige is. Maar hy sê, in die manier hoe ek leef, in die manier hoe ek my uitlewer aan hierdie wêreld, dan kom sy naam nie in eer nie. En hy sê, dis hoekom ek nou die goed gaan verander,
sodat wanneer jy nou leef, jy my naam sal eer. En die beste van alles is, jy gaan dit nie uit eie krag uit eers doen nie. Want dis waar die genade inkom. Ek gaan jou help om so te leef, dat jy my naam eer. Hoor dit? Ek gaan jou help om so te leef, dat jy my naam eer. En dan kom hy en dan sê hy, maar hoe gaan ek dit reg kry? Hoe kry ons dit reg? Daarvan vers 24 af. Eintlik vers 25. Sê hy, goed, as ek jou kry, wat gaan ek doen met jou? Ek sal reinigingswater oor jou uitgooi, sodat jy rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. So die Here sê, wanneer ek in jou lewe kom, wanneer jy 'n ontmoeting met my het, dan gaan ek jou reinig. As ek die reinigingswater oor jou gooi, dan is dit wanneer daar nuwe lewe oor jou gaan kom. Dis die afwas van daai verkeerde goed, want jy het net altyd afgode gehad, menende ek was nie die belangrikste nie, my naam is nie geëer nie. So ek gaan dit wegvat van jou af, sodat my naam weer geëer kan word. So hy sê, ons begin met die reinigingswater. So onthou daai reinigingswater, gaan nou weer daarby kom. Hy sê, goed, gaan reinigingswater oor jou uitgooi. En dan sê hy in vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. So kom ietsie binne-in verander. Gaan nie nou meer van buite af werk nie, maar ietsie binne verander, en dan gaan ek anders te leef. Nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en vir julle hart van vlees gee. En hier, kyk wat sê in vers 27. Ek sal my gees in julle gee. Hy kom gee vir ons 'n nuwe gees, en dan gee hy sy gees ook, wie hy is. En kyk wat sê hy, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak, hy gee sy gees, en hy sal maak, dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. Daai is die sleutel. Nou sê hy vir my sê, maar goed, dit is nou in die Ou Testament wat hierdie goed gesê is, wat God gedoen het. Maar daai goed is relevant vir vandag. As ons, want Jesus, in Jesus se tyd, hierdie genade waarvan God hier praat, want hierdie is een groot stuk genade, wanneer hy kom en hy sê, ek gaan al hierdie goeders doen, ek gaan jou nuut maak, ek gaan jou nuut skep, en ek gaan nou deur jou werk. Dis 'n stuk genade van die Here. En die genade tree in werking met Jesus wat na hierdie wêreld toe gekom het. Tree dit in werking. In Jesus sien ons dit, hoe hy met die mense gepraat het. Die nuwe fase skop eintlik in daar met Jesus. Waar Jesus dan self kom praat en kom sê, weet jy wat, julle, dit gaan nie meer oor die werke en julle moet nou in my glo. En wie in my glo sal die lewe hê. En dan sê Jesus op 'n ander plek, of op verskeie plekke in Johannes Evangelie, hy sê vir hulle, weet jy wie maak jou nuut? Wie gee vir jou lewe? Dis die Gees wat vir jou lewe gee, wat jou kom verander. So hy kom sê, die Heilige Gees word eintlik, Jesus het dit kom doen, hy het 'n paar goed kom sê, en ons gaan nou daarby stil staan. Maar ek en jy leef nou in die era van die Heilige Gees. Ons sê die Heilige Gees, met die uitstorting van die Heilige Gees. En hy sê die Heilige Gees is aan jou gegee om hierdie nuwe verbond wat God het te administreer in jou lewe. Om jou te help daarmee. Hoekom? Sodat jy tot my eer en verheerliking sal leef. Nie vir jouself nie. Sien, ek dink, ja, nou gaan ek vooruit hardloop, maar ek dink, laat ek dit net sê, voordat ek dit dalk vergeet. Ek dink, ons moet ophou, baie gelowiges dink aan die Heilige Gees as hierdie speelding, hierdie kragtoertjie wat ek kan doen. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Die Heilige Gees het juis in jou gekom, sodat jy diensbaar kan wees vir die koninkryk van God.
En as jy die krag van die Heilige Gees wil sien, julle, dan moet jy in die veld in beweeg. Dan moet jy in hierdie wêreld in beweeg. Dan gaan jy die krag van die Heilige Gees begin sien. Maar sodra jy net daar by jou huis sit en absoluut niks doen vir die koninkryk nie, dan moet jy nie wonder waar is die krag van die Heilige Gees nie. As jy regtig sy werking sien, wees besig met koninkryksgoed, dan sien jy sy werking, want dis hoekom hy vir ons gestuur is. Ons gaan nou daarby kom. Blaai vir my na Johannes 3 toe. Johannes 3. Weereens baie bekende gedeelte, maar ek wil net vir jou wys vanaand. Hoe skakel Johannes 3 saam met hierdie nuwe bedeling waarvan Jesus gepraat het? Hoe skakel hierdie goed in mekaar? Want onthou, hy het nou vir jou gesê, hierdie ooreenkoms wat ek sluit, beteken ek moet reinigingswater oor jou gooi. Ek moet jou rein maak. En dan moet ek vir jou 'n nuwe gees gee. En ek stuur my gees in jou. En dan kom daar 'n ou. Sy naam is Nikodemus. Nou Nikodemus was die ou wat nou baie nou geset in hierdie baan geloop het. Die baan van die werke. Die wet nagekom het. Alles niks fout daarmee nie. Dit nagekom het. Maar hy hoor Jesus begin anders te praat. En ietsie van Jesus se woorde begin inslag vind by hom. En dan een aand gaan hy daar na Jesus toe. En dan vind hierdie gesprek plaas. 3 vers 1, Johannes 3 vers 1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, so hy beskou hom as 'n leermeester, iemand wat baie weet. Ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. So Jesus sê vir hom, daar moet iets in jou gebeur om die koninkryk, die volheid van die koninkryk van God te kan sien, die geestesrealm daarvan te kan sien. En dan vra Nikodemus vir hom, maar hoe kan 'n mens dan nou weer gebore word? En dan sê Jesus in vers 5. Nikodemus, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. As jy nie uit water en gees gebore word nie, kan jy nie in die koninkryk van God kom nie. Ek dink daar was Nikodemus heeltemal uit die veld geslaan. Want Jesus sê vir hom, wat uit mens gebore is mens, en wat uit gees gebore is gees. Wat het God gesê in daardie verbond, in die ooreenkoms? Hy het gesê, die eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan reinigingswater oor jou gooi. Ek gaan jou kom reinig. En as ek jou reinig, dan kan ek eers 'n pad met jou begin stap. Dan kan ek vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Maar ons moet eers die reinigingswater kry. Dan gee ek vir jou 'n nuwe hart, ek gee vir jou 'n nuwe gees. En dan kom ek met my gees en ek kom woon in jou. En dan gaan jy leef tot my eer. En dit wat die Here daar gesê het deur Esegiel, sê Jesus eintlik hier vir Nikodemus. Want hy kom sê vir Nikodemus eintlik hierdeur, ek stap die pad van genade. Ek kom maak hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe ooreenkoms kom maak ek geldend in hierdie wêreld. Dis hoekom jy moet uit water uitgebore word. So dit wil sê, dit het maar te doen met die afwassing van die sondes en dan ook met die aanvaarding van God. Maar toe Jesus daar is, toe sê hy, maar nou moet julle in my glo. So as daai omkeer in jou lewe plaasgevind het, dan sê hy ook, jy moet uit gees gebore word. Die totale oorgee van jou as mens. Sodat God in jou lewe inkom en jou kom vernuwe. Dat dit wat gesteel is in Genesis, met die sonde,
dat dit nou weer 'n werklikheid kan word. Dat jy oop is, ewe skielik weer, vir sy werking, vir sy gees wat hy nou in jou stuur. Dis wat gebeur. Sy gees wat in jou kom. As jy weergebore is, want hierdie gaan oor wedergeboorte. As jy weergebore is, wedergebore is, hoor mooi, ons gaan môre aand daaroor praat. Maar kom ek sê dit net vanaand vir jou sommer al. As jy wedergebore is, dan kom die Heilige Gees in jou in. Jy hoef nie eers 'n klomp goeders te doen voordat die Heilige Gees in jou kom nie. As jy wedergebore is, dan kom woon God met sy Gees in jou. Want as jy wedergebore is, het jou stand daar voor God al klaar verander. Het gaan nie oor werke dan mee nie. Dis my verbondenheid. Dan is hy hier. Maar die vraag is altyd, wat gebeur nadat hy hier in jou ingekom het? Dit is waar die dinge baie keer skeef hardloop en waarvan ons nie altyd bewus is nie. Nou daar's baie teksgedeeltes, ek wil nou nie te lank nie, daar's baie teksgedeeltes wat vir jou mos maar sê, Johannes 6 vers 63 onder andere wat vir jou dan sê, jy weet, dat die Gees is die ene wat kom lewe gee. So jy moet uit Gees gebore word, vanuit God gebore word om nuwe lewe te kan kry. Wat gebeur verder met jou? Nadat my posisie voor God verander het, nadat hy die Heilige Gees in my ingekom het en in my kom woon het, hy sê eintlik, hy kom op 'n ander plek sê hy kom tabernakel in jou. So dit wil sê, dit sluit aan by dit wat Paulus sê. Paulus sê mos, my en jou liggaam word die tempel van die Heilige Gees. Heilig. So hy kom woon binne in jou. Hy wil die middelpunt van jou lewe word. Hy wil jou lewe kom administreer. Hy wil jou lewe nou kom bestuur. Hy wil nie hê dat die eie ek jou lewe moet bestuur nie, want Galasiërs 2 vers 20 sê, Paulus mos vir jou, luister, dis nie jy wat meer lewe nie, maar dit is nou Christus wat in jou leef. So die Heilige Gees word spesifiek gestuur om jou lewe te administreer. Om dit wat God gesê het, ek sal al hierdie goed vir jou doen, om dit 'n realiteit in jou lewe te maak. Dis hoekom die Heilige Gees daar is. En as jy dan gaan, kom blaai saam met my net nou verder aan na Johannes 14 toe. Johannes 14, dan kom sê Jesus, hierdie Gees wat gaan kom. Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Gees gaan vir ewig by jou wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan as ons gaan na vers 23 toe, dan sê Jesus daar, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê. Ons sal na hom toe kom en in hom woon. In hom woon. Vers 26 sê, hy sal die voorspraak, die Heilige Gees stuur, en hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien hoe administreer hy gaan klomp goed administreer. As jy in die wêreld uitgaan en jy begin leef in die koninkryk en jy moet dalk iemand bemoedig of 'n woord vir iemand gee, dan is hy hier binne in jou om jou te help om dit reg te kry. Terwille van die koninkryk. Dit gaan nie oor jou eie krag nie. Dit is nie omdat jy oulik is dat jy dit reg kry nie, maar omdat jy onder leiding van die Gees leef. As jy na Johannes 16 toe gaan, daarvan vers 13 af. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei.
Wat hy sê, sal hy nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Kyk wat sê hy. Hy sal my verheerlik. Wat het Jesus gesê? Daar net voor wat ons gelees het? Vir die verbond? Ag, wat het God gesê? Dit gaan oor my naam. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die naam van die Vader. En hierso kom sê hy net, die Heilige Gees wat in jou gekom het om jou te administreer, om jou te help in hierdie wêreld, hy sal my verheerlik. So hy gaan jou help om tot eer van die Here te leef. Dis wat hier staan, né? Wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. As ons dan vanaand vir mekaar sê, die Here het gesê, ons leef in 'n nuwe bedeling, wat hy 'n klomp goed wil doen, in ons, tot eer en verheerliking van sy naam. Ons weet, Jesus het 'n klomp mense geleer, ons leef in die era van die Heilige Gees, so die Heilige Gees kom in ons, om ons te administreer, om ons te help, om tot eer van die Here te leef. Maar dan kom ek weer terug na wat ek gisteraan toe gesê het en gevra het, na ons sitkamer situasie toe. Nou is die Heilige Gees in jou. Maar ek spandeer nie tyd met hom nie. Hoe moet hy jou dan administreer? Want my denke is nie op hom gerig nie. En dan staan ek maar in die oggend op, en ek gaan werk toe, of ek doen wat ek moet doen. Terwyl as ek hier begin, en ek spandeer tyd met hom, en ek groei in sensitiwiteit, ek leer sy stem ken, hy leer my ken, ek kry sy insette in my lewe, as ek dan hier opstaan, gaan ek anders te leef. Baie van julle het al dalk gevoel, of iemand se naam kom net heeltyd in jou gedagtes. Wat doen jy dan? Vergeet jy dit en gaan aan? Het jy al daaraan gedink, dat dit dalk die Heilige Gees is, wat wil hê, jy moet vir daardie persoon bid, of na daardie persoon toe gaan vir 'n besoek, of 'n WhatsApp stuur, of 'n telefoonoproep maak, hoe ook al. As jy dit nog nie gedoen het nie, daag ek jou uit om dit te doen. Dit klink nou snaaks, né? Hier sit ek, en ek is besig met my stilte tyd, ek praat met die Here, ek praat met die Heilige Gees praat met my, vanuit die woord uit, en iemand kom net in my gedagtes. Wat doen jy? Dan begin jy bid vir daardie persoon. Want sien, die Heilige Gees wil jou leer, en hy wil later vir jou help om groter tree te gee binne die koninkryk. So hy begin baie keer klein, en hy sê, kom ons kyk of jy net eers hierdie goed kan doen, of jy my stem hierin kan hoor, voordat ek jou gaan toelaat met groter dinge. En dis hoe ons groei. Dis soos wanneer daai vlammetjie klein is, wanneer jy 'n vuurtjie gemaak het en hy's klein, en as ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees, is soos, en ek kan die reaksie sien, en die persoon sê vir my, ja, weet jy wat, ek het deur 'n moeilike tyd gegaan, en dis die tyd wat jy vir daardie persoon gebid het. Wat doen dit nie aan jou nie, né? Dit sê vir jou, wow, iewers het ek gehoor, en ek het opgetree, dan is dit asof jy nog hout op daai vuur sit. En eventueel word hierdie vuur net al hoe groter en groter. En dit is wat hy wil hê. Dat dit 'n brandende vuur sal word, wat net al hoe groter en groter in jou sal wees. Hy wil eers by jou begin, sensitiwiteit by jou kweek,
En dan begin hy deur jou werk. En môre aand gaan ons dan spesifiek kyk, daardie om bietjie meer daai sensitiwiteit, ons gaan bietjie meer daaroor praat, en dan om, hoe gaan hy dan deur my werk? Ek en jy is bevoorreg, want ons het die Gees gekry. Ons het enige gekry wat ons lewe vir ons wil help, lei en bestuur in hierdie lewe, tot eer van God. En onthou, die Heilige Gees is nie soos 'n bottel ingelegde vrugte nie. Nee. Weet, hy kan lank daar staan op die rak. Op 'n dag dan sien jy, nou is ek lus vir hom en jy haal hom af en maak hom oop, jy eet 'n vruggie en jy bær hom weer. Dis nie hoe hy is nie. Hy wil daagliks deel van jou lewe wees. Dis hoekom jy daagliks saam met hom tyd moet spandeer. Ek weet nie of jy dit al hierdie week begin doen het nie, as jy dit nog nooit in jou lewe gedoen het nie. Of jy moeite begin doen het om tyd saam met hom te spandeer nie. Want dit moet 'n ritme word in jou lewe om dit te doen. En jou lewe gaan verander. Dit gaan nie weer dieselfde wees nie. En julle, ons God is groot. Hy is tot enigiets in staat, want aan hom behoort alles. Hy het die hemelliggame gemaak, hy het ons gemaak. En ek gaan vanaand vir Louise geleentheid gee om sommer net so 'n bietjie te getuig oor die goddelike ingryping in haar lewe. Ons het baie vir haar gebid. En ek het gevra, Louise, met jou lewe alle eer aan die Here, hoe hy gewerk het en wat hy gedoen het, om net vir ons kortliks so 'n stukkie getuienis te gee ook. Seker net so in hom praat. Goeienaand geloofsfamilie. Baie van julle ken my of weet van my. Ek was vir weke lank op die gemeente se knieaksie. Ek is Louise van Sail en een van ons Hemelse Vader se witbroodjies. Glo jy nog in wonderwerke? Ek glo beslis, want God het 'n wonderwerk in my laat gebeur. Glo jy nog in die krag van gebed? Ja, ek glo, want daar het soveel gebede uit verskillende ore vir my opgegaan. Sien, ek is die 25ste Januarie opgeneem in Medikliniek met baie hoë koors en infeksie. Die ER-dokters kon nie enige diagnose maak nie en het verskeie bloedtoetse aangevra, onder andere 'n malaria-toets, op grond van 'n gut feeling wat dokter Venter gehad het. Die toetse het teruggekom en ek het positief getoets vir 2 tipes malaria. Die gewone malaria en 'n onbekende malaria. Die onbekende malaria is geïdentifiseer as afkomstig uit die DRK. Sekere lift gevang saam met 'n taxi, want die van Sails was nêrens land uit nie. Van al die gebeure om my onthou ek niks. Al sê hy nie, ek het met almal gesels. As gevolg van die hoë infeksie het ek gesukkel met suurstof en die dokters het my in 'n mediese koma gesit. Vir die volgende 4 weke weet ek nie wat om my aangegaan het nie, maar ek het gehoor ek het groot sports gemaak. Volgens my familie en my vriende het ek alle mediese masjinerie in die ICU in die hospitaal aan my gekoppel gehad, op 'n stadium tot 14 monitors, met pype en lyne oral. My organe het baie strain gevat en het die dokters my 'n 20% kans op oorlewing gegee. In die tyd het ek 3 keer gecrash en het die dokters my man voorberei vir die ergste. Touch and go, soos John gesê het. Ons Hemelse Vader het almal se gebede keer op keer aangehoor en in sy almag het hy die dokter se odds gevat en verkeerd bewys. Hierdie tyd kan ek net beskryf as donker, swart. Maar in my hart weet ek dat hierdie donker swart tyd is ek gedra deur ons Vader.
God het my opgeswelde, stikkende lyf opgetel en op die pad van genesing gesit. Alle lof en eer aan God, ons Vader, wat my mediese span die insig en wysheid gegee het om die regte behandeling te kan toepas. Ek het na 4 weke weer begin wakker word, maar was nog steeds gekoppel aan verskeie monitors en masjiene. Ek het stemme en mense begin herken en ek, alhoewel ek beperkte reaksies kon toon. Ek het begin verstaan wat met my gebeur het en het soms gevoel ek sweef en kyk af op myself waar ek in die bed lê. En dan het ek gedink, is dit regtig of droom ek? 'n Teks wat ek vir myself gesê het, was Psalm 23 vers 4. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hand is ek veilig. My pad na herstel was lank, want vir 'n goeie 6-7 weke was ek bedlend. Met die hulp van verskeie terapeute het ek weer geloop, geleer om te sit, my ledemate te beweeg, te eet, myself te versorg en om weer te loop. Na 4 weke in rehab kon ek huis toe gaan. Vandag, na 4 maande, is ek amper weer myself en vandag het ek ook weer begin werk. My gehoor is so bietjie aangetas, maar dit pas my man natuurlik. Maar dit kan ook die ouderdom wees. Uit my hart wil ek vir een en elkeen, en julle weet wie julle is, wat vir my gebid het, my besoek het, boodskappe gestuur het, my man ondersteun het, en my gesin versorg het, en ja, selfs my voete kom masseer het. Sê baie, baie dankie. Maar die grootste dankie gaan aan ons Hemelse Vader, dat U my gereset het. U het my lewe gespaar en my gesond gemaak, want my werk hier op aarde is nog nie klaar nie. U het nog groot planne met my, en ek glo dit met my hele hart. Baie dankie. Dankie Louise. As ek maar kan vertel, die een keer wat ek aan die hospitaal kom, toe sê hulle vir my, sy lê daar en ek gaan so toe. En ek sê, nee, dit kan nie sy wees nie. Sy kan nie so lyk nie. Dit kan net nie sy wees nie. Maar sê, dit is sy. Menende die toestand waarin sy was. En ons kan vanaand praat oor die Heilige Gees, dat hy ons administreer, dat hy daar is. Maar onthou wat het die Here gesê, wat is die tekens van die nuwe verbond, dat hy vir ons wil sorg, dat hy daar wil wees. Maar dis waarom ons hier is. Want hy gebruik vir my en vir jou, ons is die hande en voete wat die verskil in mense se lewens maak. Maar as ek toelaat, dat die Heilige Gees deur my werk, dan weet ek om dalk 'n woord van bemoediging te gaan spreek. Dan weet ek om dalk ietsie vir iemand te gaan gee, of net vir iemand te bid, of dalk iemand aan te ry dokter toe, of wat ook al. En dis waar ons die verskil maak. Dis waar ons God sigbaar maak in hierdie wêreld, sodat hy geëer word aan die einde van die dag. En oor dit kan 'n mens baie lank praat. Ek gaan nou geleentheid gee, dankie Louise vir dit. Ek gaan geleentheid gee vir gebed. En ek het vanaand spesifiek gevra oom Jan om namens die gemeente dan net 'n gebed dan te kom doen ook vanaand asseblief. Oom? Nadat oom Jan gebid het, gaan ek net geleentheid gee vir 'n paar oomblikke wat ons kan stil word. Wat op jou hart is ook al vir die Here kan sê vanaand, vir hom kan vra vanaand, dan sal ek vir ons ook afsluit. Goeienaand almal, kan my hoor? Ja, dit is maar wonderlik as mense so luister na ander getuienisse. Ek gaan Woensdag gaan ek julle my storie vertel.
Maar eintlik vanaand, ek is hier net om namens ons gemeente te bid. En ook maar net stil te raak. Kom ons maak dit weer toe. Dankie ons Hemelse Vader, dat ons weet, U is ons God, die enigste ware God. Dankie vir Jesus Christus, wat U bereid was om vir ons te stuur, om vir ons te kom sterf, dat ons geestelik weer kan lewe. Dankie Jesus, dat U so baie deurgemaak het, vir my, vir elkeen van ons wat vanaand hier sit. Here, wat U opgeoffer het, en wat U aan my gedoen het daarna, deur Christus vir my te gee. Dankie Christus, dat U in my is en deur my ook kan werk, dat ons al hoe meer die geestelike sy kan sien en verstaan. Maar ons dankie ook vanaand, Here, vir ons kerk, vir elkeen wat hier is, maar vir ons twee leraars wat hier is, Louis en Donizaan. Here, dat U elkeen van hulle so gebruik, maar ook om U dienaars hier te wees, en spesifiek in hierdie tyd, wanneer dit alles daar is, waar ons net praat oor die Gees in ons, en wat die Heilige Gees doen. Maar dankie Here dat ek ontdek het, dat Christus ook daar is, vir ons, om vir ons te help. Hy is die lewe, want U woord het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons weet, Jesus is die weg, maar hy is by die Vader. Maar ons weet die waarheid is, hy is die Seun van God. En hy het gesterf vir ons. En hy het opgestaan. En die bewys is, hy het vir ons Christus gegee, wat sy siel is. Sodat ons die ewige lewe kan hê, en daarvolgens lewe. Dankie Here vir elke persoon vanaand wat hier sit. Want elke persoon wat vanaand hier is hier omdat hy hier wil wees. Omdat hy wil meer weet van U Here. En ons bid dat U hulle ook sal aanraak deur U Gees. En dat hulle ook tussen aand en môre aan, maar ons weet vanaand al Here, dat die lewe wat ons het, is Christus in ons. Die vuur wat ons het, is die Heilige Gees, wat bevestig dat Christus in ons is, maar ook wat die getuie is, wat Jesus vir ons gedoen het. So seën vir elkeen, en ek bid vir elke siel wat vanaand hier sit, Here, dat U daai siel sal oopmaak, sal oopbreek, dat ons die geestelike lewe kan sien, leef en beleef, en dat ons dit kan bewys deur dade. So dankie Here vir die geleentheid wat ons in ons gemeente het. Dankie vir 'n kerkraad wat daar is, wat saam besluite kan neem. Maar Here, sonder ons dominees kan ons nie verder nie. Daarvoor dank ons U. Dankie Here. En ek bid dat elkeen wat vanaand hier sal uitgaan, Here, daardie lewe en daardie vuur sal voel in hom of in haar. Ons vra dit alles in die naam van die Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek gee vir jou geleentheid om vir 'n paar oomblikke net in stilte met die Here te praat. Heilige Gees, dankie dat U werk en dat U gaan voortwerk. Dankie dat U die vuur wat in ons is net al hoe sterker gaan laat brand. Ons kom bid dat
U regtig waar ook in die gemeente en elke lidmaat op so 'n wyse sal werk dat hulle 'n hernieude liefde, hernieude oorgawe vir U sal hê. Dat hulle regtig waar binne U teenwoordigheid sal wandel en vanuit U sal leef. Heilige Gees, ons kan nie sonder U leef nie. Vanaand het ons dit gehoor. Kom reinig ons van dit wat ons verkeerd doen, help ons, lei ons, maar kom administreer ons. Kom leer ons hoe om tyd met U te spandeer. Om in daai intieme verhouding met U te verkeer. Kom leer ons dit. Want ons wil vir U koninkryk werk, ons wil 'n verskil maak. Elkeen van ons. Kom en verander waar dit nodig is, asseblief Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.